Jesus, dankie vir hierdie wonderlike Sabbatoggend wat U vir ons gegee het. Dankie dat in hierdie koelerige weer, Here, U warm liefde ons nou vul binne in hierdie huis. Bid Here dat U elke hart ontvanklik sal maak. Ons bid vir elkeen wat vandag nie kan wees as gevolg van omstandighede in die Here. En ons bid dat U ons so sal aanraak, dat ons dit sal vat wat U vir ons wil gee, dit sal gebruik om U koninkryk uit te brei. Ons bid alles in U naam. Amen. Ek lees vir ons 'n bekende gedeelte uit Deuteronomium 8. Ek begin daar by hoofstuk of by vers nommer 2. Dit sê, en jy moet dink aan die hele pad waar langs die Here jou God jou nou 40 jaar lank in die woestyn gelei het, tot jou vir ontmoediging en beproewing, om te weet wat in jou hart is, of jy sy gebooie sal hou of nie. Vers 3. En hy het jou verootmoedig en jou laat honger ly, en jou die manna laat eet wat jy en jou vaders nie geken het nie, om aan jou bekend te maak dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van die Here uitgaan. Jou klere het aan jou nie versluit en jou voet het nou 40 jaar lank nie geswel nie. Erken dan in jou hart dat die Here jou God jou onderrig soos 'n man sy seun onderrig. Dan spring ons na vers 15 toe en ons lees daar tot vers 18. Dit sê, wat jou deur die groot en vreeslike woestyn gelei het, deur giftige slange en skorpioene en 'n dorsland sonder water, wat vir jou water uit die klipharde rots laat kom het, wat jou in die woestyn manna laat eet het, wat jou vaders nie geken het nie, om jou te verootmoedig en jou te beproef, om uiteindelik aan jou goed te doen. En jy in jou hart dink, my krag en my sterkte van my hand het vir my hierdie rykdom vererwe. Maar dink aan die Here jou God, dat dit hy is wat jou krag gee om rykdom te verwerwe, dat hy sy verbond kan bevestig wat hy aan jou vaders met 'n eed beloof het, soos dit vandag is. Tot sover. Lyk my ons het iets verkeerd gedoen, jong. Ons kry weer water. Ons het laerskooldrank gekry, nou kry ons weer water. Maar dit sal daarom doen vir vandag. Dankie. Dankie Adel. Ek lees vir julle 'n storie. Dit is in Engels. Donna's fourth grade classroom looked like many others I had seen in the past. The teacher's desk was in front and faced the students. The bulletin board featured student work. In most respects, it appeared to be a typical traditional elementary classroom. Yet, something seemed different that day I entered it for the first time. My job was to make classroom visitations and encourage implementation of a training program that focused on language, arts ideas, and would empower students to feel good about themselves and make a change in their lives. Donna was one of the volunteer students or teachers who participated in this project. I took an empty seat at the back of the room and watched. All the students were working on a task, filling a sheet of notebook paper with thoughts and ideas. The 10-year-old student next to me was filling a page with I can'ts. I can't kick the ball past the second base. I can't do division more than 3 numericals. I can't get Debbie to like me. Her page was half full and she showed no sign of letting up. She worked on with determination and persistence. I walked down the row, glancing at students' papers. Everyone was writing sentences describing things they couldn't do. By this time, the activity engaged my curiosity. So I decided to check with the teacher to see what was going on, but I noticed she was busy writing too. I felt it best not to interrupt. I can't get John's mother to come for a teacher's conference. I can't get my daughter to put gas in the car. I can't get Alan to use words instead of fists. Thwarted in my efforts to determine my students and teachers were dwelling on a negative instead of the positive, I can't statements, I returned to my seat and continued my observations. Students wrote for another 10 minutes. They were then instructed to fold the paper in half and bring it to the front. They placed their I can't statements into an empty shoebox. Then Donna added hers. She put the lid on the box, tucked it in under her arm, and headed out the door down the hall. Students followed the teacher. I followed the students. Halfway down the hallway, Donna entered the custodian's room,
rummaged around and came out with a shovel. Shovel in one hand, shoebox in the other, Donna marched the students out to school to the farthest corner of the playground. There they began to dig. They were going to bury their icons. The digging took over 10 minutes because most of the 4th graders wanted their turn. The box of icons was placed in a position at the bottom of the hole and then quickly covered with dirt. 31 10 and 11-year-olds stood around and freshly dug grave. At this point, Donna announced, "Boys and girls, please join hands and bow your heads." They quickly formed a circle around the grave, creating a bond with their hands. They lowered their heads and waited. Donna delivered the eulogy. "Friends, we gathered here today to honor the memory of Icont. While he was with us here on earth, he touched our lives, the lives of everyone, some more than others. We have provided Icont with a final resting place and a headstone that contains his epitaph. He is survived by his brother and sister. I can, I will, and I'm going to do it right away. They are not as well known as their famous relatives, and are certainly not as strong and powerful yet. Perhaps someday, with your help, they will make even bigger mark in this world. May Icont rest in peace, and may everyone present pick up their lives and move forward in his absence. Amen." As I listened, I realized that these students would never forget this day. Writing icons, burying them, and hearing the eulogy. That was a major effort on this part of the teacher, and she wasn't done yet. She turned the students around, marched them back to the classroom, and held a wake. They celebrated the passing of Icont with cookies, popcorn, and fruit juices. As part of the celebration, Donna cut a large tombstone from butcher's paper. She wrote the words, Icont, at the top, and put RIP, rest in peace, in the middle. The date was added to the bottom. The paper tombstone hung in Donna's classroom for the remainder of the year. On those rare occasions when students forgot and said, I can't, Donna simply pointed to the RIP sign. The students then remembered that I can't was dead and chose to rephrase their statements. Geliefdes, in ons beproewinge is dit tog so maklik om te sê, Here, hoekom ek? En Here, ek kan nie meer nie. Ek weet nie van julle nie, maar in die laaste ruk, die laaste paar maande, het daar redelik baie dinge in my lewe gebeur. Wat my nogal baie vrae laat my opkom het en wonder het oor baie dinge. Ek het onder andere 'n voertuig gekoop, baie van julle weet, en ek het 'n bietjie probleme met die kar gehad. Ek wonder by myself hoekom al hierdie dinge met my moes gebeur. Nie net is dit goed wat reggemaak kon word nie, maar dit was ook 'n emosionele wipplankryry vir my en my gesin. Ek weet ons het hierdie voertuig, ons wil iewers heen gaan. Elke keer as die wiele draai, dan kom daar 'n liggie aan. As iets weer fout in die voertuig, dan gaan hy terug. En so in 'n kort tydjie die kar vir 'n hele paar maande lank by die handelaarskap gestaan. Ons het in totaal nie uit my eie sak uit nie, maar die handelaar by wie ek gekoop het, seker omtrent net diskant R500,000 gespandeer in die voertuig om hom reg te kry. So dit was baie geld, maar dit was baie tyd, dit was baie energie en dit was baie emosies wat betrokke was by hierdie aangeleentheid. Tog uiteindelik het ons die probleem opgelos. En glo dit of julle wil of nie, dit was 'n R100 se partjie wat eintlik al die moeilikheid veroorsaak het. Maar tog wonder ek hoekom sulke dinge gebeur. Ek wonder oor eiendomme waarmee ek besig is met transaksies en die ene wat ek probeer verkoop het ons 'n reëling gehad en die boer sou die grond by my gekoop het en hy het 'n ongelukkige misoes gehad. En hy kon toe nie sy verpligtinge nakom nie en die transaksie val toe deur die mat. Die ander persoon wat toe die ander gedeelte sou koop is 'n ontwikkelaar en hy het baie huise. Wat hy doen, hy bou en verkoop so 4 huise 'n maand. So vir die laaste 2 jaar het hy gemiddeld van so 4 'n maand gedoen. En ewe skielik van, kom ons sê November laas jaar tot nou toe, sal julle my glo as ek julle sê, het hy 1 huis verkoop in daai hele tyd. Ek meen, hoekom gebeur hierdie goeters? Ek meen, goedkeurings wat ek by die regering moet kry om sekere dinge daar te doen, word vertraag. Dinge gebeur nie soos wat ek dit graag wil sien gebeur nie.
By my werk bedank my personeel. Mense wat 15 jaar lank al vir my werk, sê dat hulle wil aanskuif. Verder het ons ook krisisse by ons nabye familie. Ek vra jy beleef om ook vir hulle te bid en hulle ook in die gebede te onthou. Self was ek ook siek geweest en my familie en kinders was ook siek. En tog kom die vraag op, hoekom gebeur hierdie dinge, sommer alles op een slag met my? Hoekom gebeur hierdie dinge in my lewe? 'n Persoon met die naam van Wallace Hamilton het geskryf, die toename in selfmoorde, alkoholisme en selfs senuwee-instortings is 'n bewys daarvan, dat baie mense oefen vir sukses, terwyl hulle behoort te oefen om teleurstelling te kan hanteer. In die Bybel lees ons van verskillende Bybelkarakters, wat eers 'n draai in die woestyn moes gaan maak het, voordat hulle met hulle eintlike bediening of roeping kon voortgaan. Daardie draai in die woestyn was allermins aangename tye. Geliefdes, die realiteit is, die lewe is nie altyd 'n lied nie. Die woestyn is nie vir sissies nie. Dit is bedag bloedig warm en snags ysig koud. Die woestyn maak oorlewing baie moeilik, as gevolg van die gebrek aan kos en water. Wat dit nog moeiliker maak is die natuurelemente, soos die bloedige sonskyn, die warm winde en ewige sandstorms. Net die gehardste van mens en dier kan daar oorleef. Ek wil die woestynskool vandag miskien aan julle 'n bietjie simbolies gebruik om die moeilike tye in ons lewe te illustreer, na 'n paar van hierdie Bybelkarakters te kyk. As ons na die woord teleurstelling kyk of beproewing, dan kom die Bybelkarakter Job seker eers na vore. Ons gaan nie vandag oor hom praat nie. Ek dink dit is 'n gesprek en 'n preek en 'n studie heeltemal op sy eie, maar kom ons gaan kyk na 'n paar ander randfigure en prominente figure dalk wat ook so deur die woestyn hulle buiging moes maak en wat hulle daaruit geleer het en wat hulle in hulle beproewing ervaar het en hoe hulle deur dit gewerk het. Ons kyk eerstens na Paulus. Sien Paulus, lees ons van in Galasiërs 1 vers 17 tot 18, dat hy kort na sy bekering eers 'n draai in die woestyn gaan maak het. As onderworpene vlug hy vir 3 jaar na die Arabiese woestyn. Daarna gaan hy vir 2 weke na Jerusalem en ontmoet vir Petrus en vir Jakobus. Daarna het hy vir 14 jaar sendingwerk gaan doen. Hy was dus 3 jaar in die woestynskool. Wat het alles in hierdie woestynskool met hom gebeur? Ons weet dat God hom in daardie tyd geestelik ryp gemaak het vir dit wat moontlik gaan volg en hom toegerus het vir dit waarvoor hy hom graag geroep het. Paulus se woestynskool het sy lewe radikaal omgekeer. Sy nuwe lewensfilosofie word in Galasiërs 2 vers 20 uitgebeeld. 'n Baie bekende gedeelte, dit sê vir ons, ek is saam met Christus gekruisig. En nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God wat sy liefde vir my bewys het deur sy lewe vir my af te lê. Hy moes God, Paulus moes God op 'n buitengewone manier leer ken in hierdie woestynskool. Daar moes hy teologiese wysheid opdoen. Hy was byvoorbeeld die eerste apostel wat met die evangelie onverskrokke na die heidense nasies toe gegaan het en dit vir hulle geneem het. Hy maak in Filippense 3 vers 8 duidelik wat vir hom die kernsaak is. Ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Terwille van hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry en een met hom kan wees. Die woestyn is 'n plek waar ons soms eensaamheid beleef. In die dae en nagte tye wat jy net met jouself en God kan gesels. Die besluite wat jy neem kan ook besluite wees van of jy gaan lewe en of jy gaan sterwe. Kom ons kyk 'n bietjie verder na nog 'n karakter, na Elia. Elia het so 870 tot 850 voor Christus het hy gelewe. In 1 Konings 17 vers 1 sê Elia was 'n Tisbet en op 'n stadium het hy 'n bywoner in die land van Israel. Hy was afkomstig van Gilead en het as 'n profeet opgetree. Hy het ook gelewe in die regeringsjare van die koning Agab. Hy was die koning van Israel.
Die Bybel sê koning Agab het meer sondes gedoen as al sy voorgangers. En dit staan vir ons in 1 Konings 16 vers 33. Hy het met 'n heidense vrou getrou en ook die afgod Baal het hy aanbid. Hy het 'n tempel vir Baal in Samaria opgerig en daar 'n altaar gebou. Hy het ook 'n gewyde paal daar geplant. God het vir Elia instrumenteel gebruik om koning Agab se oë weer oop te maak. Maar toe kry Elia 'n baie moeilike opdrag. God vra vir Elia om reguit na koning Agab, hierdie goddelose man wat meer sonde gedoen het as al sy voorgangers, te gaan en vir hom 'n boodskap te gee. Hy moes vir hom sê dat die volgende 3 jaar sal daar geen reën val nie, behalwe as Elia sê dit moet reën. Agab het waarskynlik nie notisie geneem van Elia nie. Maar toe die eerste reënseisoen kom en gaan en daar nie 'n druppel reën val nie en die mense begin honger word, toe het hy gedink dat die mense homself sal haat. Die koning sou hom oral soek, het Elia gedink. Sy lewe sou heel waarskynlik niks werd wees nie. Sien toe gaan Elia en hy gaan kruip weg by Kritspruit, ander kant die Jordaan. Kritspruit was dus vir Elia soos 'n woestynskool gewees. En daar het hy in afsondering geleef, hy saam met God. Wat leer ons uit hierdie hele verhaal van Elia? Gee eerste tree in geloof. Soms verwag die Here van ons om eers die eerste geloofstree te gee voordat hy vir ons sal sorg. Al ken jy nie die toekoms nie, geloof is om met kennis waaroor ek beskik te glo en te vertrou. God sorg daar vir jou. Nie waar jy wil nie, daar waar hy jou wil hê. Nie hier binne jou gemaksone waar jy volgens jou eie planne en voorkeure lewe nie. God sal net die kraai stuur as jy op die adres is wat hy vir jou gesê het om te wees. Ons leer van Elia dat dinge gebeur eendag op 'n slag. God sorg vir Elia eendag op 'n slag. Elke oggend en elke aand. Een maaltyd op 'n slag. Die kraai het vir Elia soggens en saans brood en vleis gebring. Elia was nie bekommerd nie, want die kraai sal môre weer vir hom kos bring. Hy het eendag op 'n slag gelewe. Wanneer God jou eenkant afsonder om jou aan sy voete te sit, moet jy weet, hy is besig om jou voor te berei vir 'n spesiale roeping. Die krisisse waardeur God toelaat wat in die lewe gebeur, is die leerskool wat môre van jou van groot hulp gaan wees. Verder lees ons ook van Moses. Moses, soos ons weet, was vir 40 jaar in die woestyn en in die tydperk het hy geleer om God blindelings te vertrou. God kon hom en die volk met 'n kort pad laat trek het, om vinnig binne 'n maand by die beloofde land uit te kom. Maar in steede daarvan het dit 'n hele 40 jaar gevat. Hoekom het dit dan so lank gevat? In hierdie tyd is die volk se karakter gevorm en selfs Moses se. Daarom lyk hy die volk met 'n ompad. Ons kan by Moses 'n paar goeters leer. Eerstens by die Rietsee, deur Moses om op God se bevel te wag en God se leierskap te vertrou. By die Horeberg leer Moses om God te respekteer as 'n heilige God. Hy leer om met God te praat, daar waar hy in afsondering lewe. Die tabernakel word 'n ware ontmoetingsplek tussen hom en God. Hy leer om God se wil te soek aan alles wat hy doen. Hy leer om eerlik te wees met God. Geliefdes, so baie bid ons nie en praat ons nie met mense tog en steek baie goeders weg vir mekaar nie. Moses het eerlik met God gewandel en vir hom gesê wat op sy hart is. Hy leer dat God se almag groter is as wat die menslike verstand moontlik kan indink. Die vraag is, wat wil God graag vir Israel leer? Ek meen die hele 40 jaar lank. 'n maand teenoor 40 jaar is 'n lang tyd. Ons sien hierdie lesse en sommige van dit is opgesluit in die gedeelte wat ons nou gelees het in Deuteronomium. Eerstens, dat dit die volk nederig laat word. Hulle moes leer dat hulle afhanklik is van God. Om hom op die proef te stel en 100% aan God gehoorsaam te bly.
om hulle te leer dat mense nie net van brood alleen kan lewe nie, maar dat hulle moet leef van die woord wat uit God se mond kom. Dat God vir hulle daaglikse behoeftes sal sorg. Dat God hulle dissipline sal leer, en jy moet weet waar jou krag vandaan kom. Jou krag en jou rykdom en jou besittings kom alles van God af. Dan kyk ons na Jesus, wat self 'n draai in die woestyn gemaak het. Ons lees in Matteus 4 vers 1 tot 11, dat Jesus vir 40 dae ook in die woestyn was. En in hierdie tyd het hy baie versoekings weerstaan. Ons weet dat hy in daai tyd gevas het, so die behoefte om te geëet het en om water te gehad het was groot. En om net te oorleef was 'n daaglikse stryd vir hom. Ook het die duiwel hom versoek om mag en roem te kan ontvang, en hy het dit weerstaan. Hy het verder ook die versoeking van die duiwel gehad om rykdom en besittings te kon gehad het. En dit het hy ook weerstaan. Omdat hy oorwin het, kan ons ook vandag enige aanslag van die bose oorwin. In 1 Johannes 5 vers 3 sê dit vir ons, enigene wat 'n kind van God is, kan die sondige wêreld oorwin. En die oorwinning wat ons oor die wêreld behaal het, is deur ons geloof. Hoe kan ons hierdie verhale van 4 karakters in die Bybel op onsself van toepassing maak? Dit is duidelik dat God beproewinge gebruik om ons elkeen te vorm en voor te berei vir ons lewensdoel. Die doel van hierdie beproewinge is nie om ons te straf nie, soos wat dit in Klaagliedere hoofstuk 3 vir ons aangeteken is, maar om ons karakter te vorm. Jy sien geliefdes, in die woestynskool spreek God direk met ons deur sy woord. Die Israeliete moes sy woord 100% gehoorsaam. Slegs as hulle aan sy woord gehoorsaam was, kon hulle geestelik groei en deurbrake in oorwinning behaal. In die woestynskool laat God toe dat ons swaar kry. Of laat die swaar kry oor ons kom. Swaar kry en beproewinge bring ons weer op ons knieë. Dit leer ons om op God alleen te vertrou. Dit stroop ons van alles wat ons het. En dit bring ons ware identiteit na vore. In Matteus 12 vers 33 sê dit, 'n boom word aan sy vrugte geken. In Matteus 12 vers 34, waarvan die hart vol is, loop die mond van oor. Moeder Teresa het gesê, hoe kleiner ons is, hoe meer plek is daar vir God. In die woestynskool word ons ook deur God beskerm. Elias by Kripspruit weggesteek. Paulus is weggeneem van sy vyande in 'n veilige beskutting in die woestyn. In die woestynskool verander God ons. 'n Byl word geslyp en skerper gemaak deur die stukkies metaal wat op die slypsteen geskuur word. So word 'n mens skerper en meer bruikbaar vir God deur die moeilike omstandighede en tye waardeur ons gaan. Dis ook 'n voorbereidingstyd waardeur God ons laat gaan. In Jeremia 31 vers 25 sê dit, ek gee nuwe krag aan die wat moeg is. Ek maak die moedelose weer volmoed. Jy sien, Elia is byvoorbeeld gereed gemaak vir die grootste uitdaging van alle uitdagings wat kort daarna op die berg Karmel se afspeel. Hy moes so onwrikbaar in God geglo het dat hy almal kon uitdaag. Elia sou hierna koning Agab en 450 Baal profete en nog 400 ander profete uitdaag op Karmelberg. Hy het ook die volk Israel en al God se profete daarheen laat kom. Die uitkoms was aangrypend. God het met vuur uit die hemel geantwoord, soos wat ons in 1 Konings hoofstuk 18 lees. Verder leer God ons ook in hierdie tyd om te volhard. Miskien het jy onlangs 'n mislukking of 'n teleurstelling gehad het, maar God wil hê dat jy aanhou probeer. Kan ek jou vra, het jy opgehou omdat jy misluk het, of het jy misluk omdat jy opgehou het om God se wil te soek? Wanneer misluk 'n mens regtig? Wanneer jy fouteer en nie iets daaruit geleer het nie. William Ward het gesê, sien mislukking en beproewinge as 'n leermeester, nie 'n begrafnis nie. As 'n vertraging
nie 'n neerlaag nie. As 'n tydelike ompad, nie 'n doodloopstraat nie. Die gedagte van, ek kan nie my beproewinge oorwin nie, is lankal al dood. Soos die storie wat ons nou gelees het. Deur Jesus wat ons krag gee, ons kan na God toe kom en hom vra om ons te lei, om ons te help, om ons te rig. En dankie te sê vir die skool van die lewe waardeur ons geskaaf word om ons karakters te vorm. Ek sluit af met 5 tekste wat ek graag vir julle wil lees. Efesiërs 6 vers 12 sê, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. 1 Petrus 1 vers 6 en 7. Daarin verheug julle heel, al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge, sodat die bedroefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud, wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en eerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Jakobus 1 sê vir ons, laat niemand, as hy in versoeking kom, sê, ek word deur God versoek nie, want God kan nie deur die kwaad, nie versoek word nie, en selfs versoek hy niemand nie, maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde, en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Moenie dwaal nie, my geliefde broeders. Jakobus 1 vers 12, salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het, aan die wat hom lief het. En laastens Romeine 5 vers 3 tot 4, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet, dat die verdrukking lydsaamheid werk, en die lydsaamheid bedroefdheid, en die bedroefdheid hoop. Amen. Hoe gebeur dit toe hulle sê die kinders moet vorentoe kom, toe kom julle hier die hoeke uit, en julle kom daar agteruit, waar kom julle van? Het julle 'n bietjie rondgeloop? Okay, nie ons verstaan, is reg. Hoe was julle week, manne? En hoe was julle week regtig? Cool. Maar het was net 'n kort week, man, het was net 3 dae. 3 dae se skool. Is jy bly? Ja, cool. Wat het julle gedoen vir die lang naweek? Eiland toe, joh, dit was lekker. Ja, en ons het 'n bietjie Wildtuin toe gegaan, nee. Toe kom ek vertel julle 'n bietjie storie. Ek wil julle sommer vertel van ons lang naweek. Ons het 'n bietjie Wildtuin toe gegaan. En die Wildtuin is ver. Wie van julle was al by die Wildtuin? Almal. Was jy nog nie in die Wildtuin nie, sê? Miskien kan jy net nie onthou nie, miskien was dit 'n bietjie lank terug. Maar die Wildtuin is 'n lekker plek, nee. Maar mens ry net baie, mens ry heel dag in die kar. En dan kyk 'n mens vir die diertjies. En jy sien hoe die aasvoëls dan staan jy agterop. Ja, in die Kruger Wildtuin gaan daai triek nie werk nie, broer. Jy gaan leeukos word. Maar ons het toe in die Wildtuin het ons bietjie gaan kuier en ons het bietjie daar rond gaan ry. Ons het lekker gaan kamp. Ons het vir ons 'n karavaan in die tent opgeslaan en Luka het sy tent opgeslaan en ons het toe lekker dis daar in die Wildtuin toe gebly. Maar weet julle, dis harde werk om so rond te ry. Mense word moeg, jong. Om so agter die stuurwiel te sit en dan word jy net so in die slaap. Jy wil net lekker slaap. Vir alles 'n mens klaar gepiknik het, nê. Dan wil 'n mens slaap. Maar gelukkig het Luka en Lisa my bietjie help bestuur. So hulle het op my skoot gesit en dan help hulle my daarom so bietjie. Dan maak die pad daarom 'n bietjie korter, nê. Dis baie lekker. Maar kom ek wys julle 'n paar foto's. Kyk bietjie hierso. Hier het ons by die een plek, kan julle sien. Hier het ons by die een plek het ons bietjie gestop en toe wat het ons daar gedoen? Lekker piknik gehou, nê. Dit is eers lekker kosies gaan eet. Want soos vir die kar petrol nodig het ek ook 'n bietjie petrol nodig, anders dan gaan ek ook staan. En toe ry ons 'n bietjie verder en kyk wat sien ons toe. Wat is daai? Dis mooi, nee. Kyk hoe staan hy olifant. Dis sommer 'n hele trop met kleintjies by hulle. En hulle het ons gelukkig daarom nie gestorm nie. Ek dink hulle ken daarom die karre nou al teen hierdie tyd. Mense kan baie keer tot naby hulle verbyry. Laat hulle jou nie jaag nie. En kyk bietjie hierso, nê. Wat het hier gebeur? Wat dink julle is daai? Ek moet gou hierdie ding reg kry. Wat dink julle is daai?
Ja, jy's reg. Dit is binne 'n museum, binne in die Wildtuin is dit 'n groot leeuvel wat hulle opgehaat het. En die storie van hierdie ou was, hy het 'n hele klompie jare terug, was hy 'n veldwagter gewees. En toe hy die aand te gelawaai daar buite hoor, toe dink hy dit is sy donkies of sy perde wat besig is om uit die kamp uit te breek. En toe hy daar buite gaan kyk, toe wat sien hy? Toe is daar leeu's. Toe is die leeu's besig om sy diere te vang. En hy het nie genoeg tyd om terug te hardloop nie, en voordat hy nog terug by sy huis kan kom, of by sy kar kan kom, toe vang die leeu hom. En die leeu het hom hier so aan sy skouer beet, en toe gryp hy 'n mes wat hier so aan die kant is, en terwyl die leeu hom sleep, toe maak hy asof hy dood is. Want as die leeu sien jy lewe nog, dan gaan hy mos probeer om jou verder dood te maak, nê. Toe maak hy asof hy dood is, en hy lê net so, en hy laat sy hand saggie so in sy sy ingaan, en hy voel en hy sien, daar het hy sy mes, en hy haal sy mes uit. Kyk bietjie, julle kan dit nie so mooi sien nie, maar daar's gaatjies in sy vel, 'n klomp gaatjies. En toe die oom daai leeu doodgemaak met 'n mes. Daai groot leeu. Dit was 'n baie mooi storie. Dit het in die Wildtuin gebeur. En ja, soos wat julle die Sindens ken, daar eet hulle alweer. Kyk nou net. Alweer piknik. Lekker nê. Kyk net daar. Dis wat mense doen. En wat is hierdie ding? Ja, dis 'n hyena. Hy kou bene stukkend, nee, hy het seker sterk kakebene. Hy kan sommer diere maklik sy bene, hy's 'n aasvreter. En wat se ding is daai? 'n Leeu. Ja, ons het hom sommer naby in die pad gesien. Maar weet julle wat, ons het een groot probleem in hierdie groot Wildtuin van ons gehad. Wat dink julle was dit? Wat dink julle was daai probleem? Daar was verskriklik baie mense. Want dit is lang naweek en dit is die suidelike deel van die Wildtuin. So al die mense van Johannesburg af kom soontoe en dan ry hulle daar. En al hierdie wildsbesigtigingsvoertuie, jy weet mos daai Land Rovers wat so oop is. Hulle het mos net 'n dak heel bo. Hulle ry binne in daai goed, maar sommer baie, sommer 20 of 50 of 100 van hulle wat ons gesien het sommer in 'n kort tydjie. En hulle ry die hele wêreld vol. So as 'n mens iets sien, as daar 'n olifant of 'n ding is, dan stop jy en dan as jy weer sien is daar sommer 20 karre om jou. Dan ry jy om die draai, dan sien jy daar staan iemand, dan vra jy vir hulle wat sien hulle? Dan sê hulle nee, hulle sien 'n luiperd. Sê hulle die luiperd lê daar onder, maar net een van die karre kan hom sien. Die ander 29 karre wat daar staan, kan nie een hom sien nie. Dan moet ons nou maar daar staan vir 'n ruk en dan sê nee, wat ons kan niks sien nie. So dis 'n bietjie teleurstellend, nê. Mense gaan Wildtuin toe en dan sien jy mense nie regtig al die mooi diertjies wat jy wil sien nie. En toe besluit ons. Nadat ons so baie gery het in die Wildtuin, ons is nou moeg om so ver te ry. Ons gaan net by die kamp bly. Ons gaan net by die kamp sit. Ons gaan daar met die wandelpaadjie om die kamp se heining gaan ons loop en ons gaan by die tafels en die stoeltjies wat hulle daar uit gaan ons sit. En kyk hierso loop ons nou. sien julle? Daar loop ons om die kamp, daar is die heining. So aan die ander kant is die wilde diere wat daar rondloop en die binnekant is 'n mens nog veilig. Ons loop toe lekker daar rond. Ons het nie gedink ons gaan veel sien nie. Ons wou net bietjie oefening gehad het. Hierso kyk ek bietjie met my verkyker. Daar's Luka en Lisa. Kyk wat staan daar agter. Kan julle sien wat daar bo Luka se kop is? Wat is dit? Dis 'n olifant, ja. Daar staan 'n olifant daar agter en soos wat ek toe daar sit en ons was die enigste mense daar op daai oomblik. Toe kom ek agter hoe baie diertjies sien ons. As ons so kyk, dan sien ons maar daar ver is olifante en daar kom 'n zebra uitgestap en hier kom 'n kudu, daar kom 'n waterbok, daar is nog ander diere en so is dit verskriklik mooi. Ons kan nie glo dat ons so mooi diertjies sien nie. Almal ry die hele Wildtuin vol en hier sit al die diere al die tyd by die kamp. En kyk hierdie pragtige goed wat ons gesien het. Het julle al ooit so ding in julle lewe gesien? Wat ons op daai wandelpad gesien het? Dis 'n wurm. Kyk uit sulke snaakse. Sien julle sulke amper vere. Kan 'n wurm vere hê? Ek weet nie, ek glo nie, maar hierdie ene. Maar dit lyk mooi, nê? Helder kleure. Toe begin ons sulke mooi goedjies raak sien. Al die klein goedjies in die Wildtuin. Kyk net hierdie mooi ding. Wat is dit? Dis 'n mooi skoenlapper en hierdie is een van baie tipes wat ons gesien het. Jy kry wites en jy kry verskillende kleure wat pragtig is. En soos wat ons daar rond staan en ons sit by die bankies en die goed, wat sien ons volgende? Kyk gou 'n bietjie daar. Wat is daai? Daai is 'n klomp renosters wat kom water drink, nê? Jo. Toe begin ons net allerlei interessante diere sien. En dit raak net beter en beter. En ek en Tannie Adel gaan sit op 'n bankie daar. En ons is so bly oor al hierdie mooi goedjies wat die Here vir ons wys, nê? Klein goedjies soos termiete. Dan is hulle besig om grasies in hulle nesies in te dra. Dis baie keer nie die groot leeu's en die groot goed wat net mooi is nie, nee, dis die klein goedjies wat ook vir ons mooi is. En ek en Tannie Adel sit daar op 'n bank. En ons hoor hier gaan iets in die veld aan. En ons sien hier so voor ons in die spruit, maar hier is iets besig om te gebeur. En ons kyk en ons sien hier kom 2 groot waterbokke af. En hulle hardloop, dit lyk asof iets hulle jaag. En hulle hardloop en hulle maak so draai en hulle stop hier reg voor ons. En die volgende oomblik
toe spring daar 'n eislike luiperd uit die bos uit. En hy hardloop agter hulle aan en die een waterbok besluit hy gaan homself beskerming en hy gaan teen 'n klip en hy gaan druk sy rug so teen die klip en toe probeer hy met die luiperd veg. En hy vat sy horing so en hy veg met die luiperd en hy probeer hom afkeer. Maar daai luiperd is 'n ou slang. En hy weet al hoe om bokke. Ja, soos 'n skelm. Hy weet hoe om ander bokke te vang. Hy weet hoe om ander bokke te vang, want dit is hoe hy oorleef. Dis sy kos. En daar gryp hy die ou waterbok in die keel en hy maak hom al voor ons dood. Hier sien ons 'n vangs. Wat? Ons kon dit nie glo nie. Ek roep die mense daar van ver af en hier kom al die mense aangehardloop en hulle kom kyk. En ons wys vir hulle wat daar voor gebeur en hulle kan dit nie glo nie. En die mooiste goeters gebeur daar reg voor. Is die volgende oomblik toe kom daar 'n rooibok aangehardloop, toe jaag 'n klomp wilde honde hom. En hy is toe besig en hy hardloop toe reg in die luiperd en die luiperd se maat in. Daar was 2 luiperde gewees. Hardloop hy toe en hy spring toe oor hulle en die luiperd spring in die lug en hy probeer die rooibok vang. Maar hy het hom toe nie gevang nie, hy het hom net geklap, maar hy kon hom nie van sy balans af kry nie. En toe sien ons sommer die wilde honde ook. So sien ons sommer alles hier reg voor ons. Beter as wat 'n mens op die TV sien. Wat ek vir julle probeer sê is dat baie keer is dit die klein goedjies wat om ons is, wat ons baie keer miskyk, nê. Ons wil altyd die groot goed hê. Ons wil ryk wees, ons wil sterk wees, ons wil slim wees, ons wil 'n belangrike persoon wees of ons wil 'n goeie atleet wees. My streef na goeie goed. Maar baie keer moet ons onthou wat om ons gebeur, nê. Ons moet kyk na ons lyfies. Ons is gesond, ons is sterk. Weet julle, my pappa het gesukkel om asem te haal. As hy nie aandag geslaap het, dan het hy so gemaak, so. Dit is hoe hy asem gehaal het. Hy kon nie die lug mooi in sy longe inkry nie. Hy het baie gesukkel, want hy het asma gehad. En voel bietjie julle longe, julle weet nie eens dat julle asemhaal nie. Haal bietjie asem in en uit. Dis maklik, nee. Ons sukkel nie om dit te doen nie. My pappa het baie gesukkel om dit te doen. So ek wil hê julle moet onthou om die klein goedjies in die lewe te waardeer. Waardeer dat jy 'n mamma en 'n pappa het. Waardeer dat jy 'n warm bed om in te slaap het. Waardeer dat jy vanoggend kos geëet het. Waardeer al die mooi goedjies in die lewe, nê. Waardeer die blommetjies in die veld, julle mooi tuin wat julle by die huis het, julle troeteldiere en alles wat die Here vir julle gee. Liefde, gesondheid, kennis wat julle by die skool het, wat julle goeders kan doen. Sal julle dit onthou? Julle lyk al van die slaap. Het ek julle in die slaap gepraat? Hier is nie 'n slaaptyd storie nie, broer. Julle moet die klein goedjies in die lewe waardeer, hoor. Dis wat ek graag vir julle wil sê vandag. Right, julle kan gaan sit, dankie.